Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Dis Advent. En ons kyk na 'n baie ongewone storie oor Kersfees. Dis die verhaal van wyse manne wat uit die ooste uitkom, deur 'n ster gelei word na die geboorte van Christus toe. En daar's 3 groot rolspelers volgens Matteus se weergawe. Daar's Herodes, die owerstes en die skrifgeleerdes van Jerusalem, en dan is daar die wyse manne uit die ooste. Ons kyk 'n bietjie na die skrifgeleerdes. Hoe het hulle dit ontvang, hierdie boodskap, hierdie realiteit van Christus wat in hulle midde gebore word? Kom ons kyk deur die lens van bewussyn, wat dalk net 'n bietjie lig kan werp op ons eie storie, sodat ons onsself in hierdie storie kan vind. Wat is dit dat die skrifgeleerders die Bybel ken, verstaan, die wyse manne uit die ooste uit help, om nadat hulle gelei is tot by Jerusalem, Bethlehem te kan kry, en by Christus te kan uitkom. So die ster was nie genoeg gewees nie. Hulle moes die skrifte kry, om hulle uiteindelik by Bethlehem uit te kry. Maar ons lees dat die owerpriesters en die skrifgeleerdes dadelik na die skrif toe gegaan het en gesê het, want so is daar deur die profete geskrywe dat hy in Bethlehem gebore gaan word. Hulle ken die Bybel. Hulle kan die Bybel toepas. Hulle weet presies wat die Bybel beteken, maar hulle doen nie daaromtrent iets nie. Dis iets wat hulle beleef in hulle kop, en hulle hou die realiteit as 'n sentiment in die kop vas. Hulle kan selfs hoendervleis kry, verbuister raak deur die insig wat hulle het. Hulle weet alles, maar hulle kan niks nuuts beleef nie. So hulle godsdienst kan nie verder gaan as kennis, rasionele denke nie. Hulle doen selfs goeie werke ook, maar die Bybel, en kennis van die Bybel, het 'n middel tot 'n doel geword. Het 'n doel op sigself geword. Was nie meer net 'n middel tot 'n doel nie. Dit is iets wat ons al in die profete kry, hierdie tendens. Ek meen, die profete staan op en profeteer en sê, julle aanbid my. Met julle lippe, julle glo, julle sê, maar jou harte is ver van my af. Dis alles in julle koppe, maar dis nie in julle harte nie. Jesus vertel in die gelykenis van die Samaritaan, dat die leviet en die priester loop verby die persoon wat aangerand is in die pad lê. Hulle ken die woord. Hulle verstaan die Bybel. Die Samaritaan is iemand wat 'n ander Bybel het. Hy het 'n ander kultuur. Jy kan sê amper, hy het 'n ander godsdiens. Hy kom en hy doen die regte ding. Hy voel anderster. Hy word beweeg deur die man wat lê in die straat. Jesus se verhaal van Martha en Maria, wat daar gebeur. Martha is besig met die dinge van die Here, maar sy is nie soos Maria besig met Jesus self nie. En dit is presies nou wat met die skrifgeleerdes gebeur en die fariseërs. Hulle weet alles, maar hulle raak nie met Jesus self besig nie. En Jesus het gesê, oppas daarvoor, oppas vir die suurdeeg van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Wat beteken dat daar so bietjie iets in ons is daarvan. En ons moet oppas daarvoor, dat ons opgeneem kan word, net soos die skrifgeleerders. Alles weet, maar dit bring ons nie by Christus self uit nie. Want waaroor dit eintlik gaan, is 'n ontmoeting,
is 'n verhouding. Dit is wat die verhaal in Matteus vir ons leer, die wyse manne uit die ooste uit, gaan die hele pad. Hulle betaal die prys wat nodig is. Hulle reis deur 'n woestyn, hulle verplaas hulle self, hulle verbeur soveel, om uiteindelik by die stal te kom en Jesus self te kan ontmoet. Dit is die uitnodiging in waaroor dit eintlik gaan. Jesus het gesê, te vergeefs ondersoek julle die skrifte, asof julle daarin die saligheid het, terwyl dit van my praat. Wat dit beteken is dat Jesus sê, julle het by die Bybel uitgekom en julle weet alles, maar die Bybel se doel is om by my uit te kom. 'n Bekende teoloog, Karl Barth, het gesê, die Bybel is nie die vierde persoon in die Godheid nie. Hy het groot ontsteltenis losgemaak by baie Christene oor die wêreld deur sy uitspraak. Maar wat hy daardeur probeer sê het, is nie dat die Bybel nie belangrik is nie. Dis nie genoeg nie. En die groot reis te kan onderneem om van die kop af na die hart toe te gaan. In die ortodokse tradisie is die uitdrukking dat die kop in die hart moet gaan rus. 'n Deel van gebed en ons toewyding aan God en alles gaan daaroor om uiteindelik met die kop in die hart te rus. Want die hart is daai plek waar al die innerlike funksies bymekaar kom. Dis waar die verbeelding, die gevoelens, die geheue, die intuïsie, alles wat jy het, innerlike funksies, bymekaar kom op een plek in jou. Dis jou hart. En is moontlik dat die kop kan losmaak van die hart. En hier is die uitnodiging, dis so gevaarlik. Jy kan soveel van die lewe mis. Laat die kop in die hart inkom. Paulus bid, dat ons die liefde sal ken wat kennis oortref. Dat ons weer daardie beginnersverstand sal ontwikkel. Jy weet, oop sal wees, 'n ingesteldheid, dat ons weer verwonderd kan wees, en weer te kan beleef, in ons binneste, met ons gevoel, met alles in ons, waaroor ons praat. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, baie dankie vir alles wat U vir ons gee, om 'n lewe saam met U te kan hê. Help ons om die hele pad te gaan. Help ons om verby die verstand te kan beweeg. In ons hart, waar U leef en waar ons U kan ontmoet, in Jesus naam. Amen.